Goeiemôre en welkom by hierdie uitsending van Redakteursforum. My naam is Liesel van der Schuyf en dit is soos altyd heerlik om in die geselskap van Dominee Skalk Strauss te wees. Hy is natuurlik die redakteur van die boodskapper van die AP Kerk. Goeiemôre Dominee en welkom. Môre Liesel, baie dankie. Dominee, ons gesels oor die November uitgawe van die boodskapper en as ek vinnig vir die luisteraars kan verduidelik, die prent wat op die voorblad is, dis so groot houtdeur en wat op 'n skreefie oop is en 'n helder lig wat deurskyn en ek dink mense kan dadelik net besef wat die tema is of waaroor dit gaan en dat dit natuurlik vir elke persoon iets anders beteken. Ja, ek dink so, wel die feit dat jy sê dat jy dadelik kan sien waaroor dit gaan, dit maak my baie bly want ons doen nogal baie moeite met ons voorblaaie om iets te kies wat reeds die inhoud so op 'n skreefie ooptrek vir jou sodat jy 'n idee kan kry en ons baie keer sal ons nou 'n byskrif op die voorblad sit, maar meeste van die tyd doen ons nie want ons dink die prent op die voorblad is eintlik sterk genoeg om reeds te prikkel en ouens nuuskierig te maak oor wat kom. So ja, die lig aan die ander kant, jy sê dit beteken vir elkeen iets anderster. Die een ding wat dit wel vir almal beteken is, iewerster gaan ons deur daai deur stap. En die vraag is, wat wag vir jou aan die ander kant? Nou, die dood is 'n poort na die hiernamaals en gelowiges worstel dikwels met die vraag, hoe lyk dit agter daardie deur? Dominee, kan Dominee met my deel, hoe lyk dit vir Dominee agter daardie deur? Man, ek kan nie vir jou sê hoe lyk dit vir my agter daai deur nie, want ek was nog nie daar nie. Ek kan maar net vir jou sê wat die Bybel vir ons leer daaroor. So tong in die kies. Hoe lyk dit aan die ander kant? Wel, die eerste wat ek kan sê is dat ek dink daar's 'n hele klompie wanpersepsies oor wat vir ons aan die ander kant wag. Daar is ook al heel wat publikasies geskryf oor die tyd net nadat jy gesterf het en hoe wat gaan met jou gebeur en waar gaan jy wees en hoe gaan dit wees ensovoorts. Maar die skrif leer vir ons 'n paar dinge en ek dink die grootste troos vir ons is dat Christus vir ons wag aan die ander kant as ons in hom sterf. Die tweede belangrike ding is as jy nie in hom sterf nie, dan gaan jy ook lewe, maar jy gaan in 'n toestand van doodsheid vir ewig voortlewe. En dit is 'n skrikwekkende gedagte wat mense partykeer vergeet, want baie mense dink, wag, dis nie so erg om sonder Christus te sterf nie, want as ek dood is, dan weet ek in elk geval niks meer wat rondom my aangaan nie, en ek gaan niks beleef nie, maar die Bybel skets vir ons eintlik 'n skrikwekkende prentjie van hoe dit is om in die hande van die lewende God te val, en uiteindelik saam met Satan in die poel van vuur gewerp te word. So dit is iets waarvan ons moet kennis neem, en waaroor ons nie ligtelik kan gesels nie. Ons moet ernstig genoeg daaroor wees, want dit uiteindelik impliseer dit 'n ewigheid se bestaan. Dominee het self die redaksionele artikel geskryf, getiteld 'n hemelburger lyk anders as 'n wêreldburger. En die fokus daarop is hoe Christene hul identiteit en lewenstyl as burgers van die hemel moet uitleef in teenstelling met wêreldse waardes. Waarom dink Dominee is hierdie onderwerp relevant vir gelowiges in vandag se tyd? Liesel, ek dink is 'n regtig relevante ding, want ons is so geneig om Christendom eerstens te vergeestelik en te beperk tot die plekkie wat dit in my hart het in 'n sekere sin. En dan sal ons baie keer Christendom ook en baie aspekte van Christendom sien as iets wat eendag gaan wees. Ek gaan eendag in die hemel wees. Ek gaan eendag anderster wees as wat ek nou is. Ek gaan eendag vry wees van hierdie liggaam. Ek gaan eendag nie dink oor alles ensovoorts. Terwyl die skrif vir ons dit baie duidelik maak, maar as ek 'n Christen is, begin ewig nou vir my in hierdie wêreld, binne die omstandighede waarin ek is. En daarom behoort mense eintlik deur na ons te kyk en met ons te doen te hê, reeds iets te sien van wat die hemele vir ons bied. Hulle moet sê, maar hier is iets anders. Hulle moet hoor, hier is iets anderster. Hulle moet dit beleef in hulle omgang met ons. Daar moet iets hemels aan ons wees. 'n hemelse geur wat van ons uitgaan en wat in ons optrede sigbaar is. So ja, ons bring die hemele eintlik nader. Ons maak dit hemel op aarde in 'n sekere sin deur op so 'n manier te leef, sodat mense iets hiervan kan beleef, en dit is 'n stuk getuienis wat tot eer van God is. Wat hoop Dominee sal lesers uit hierdie artikel wegneem of dalk anders doen in hul daaglikse lewe? Man, ek hoop regtig dat ons ten minste net 'n bietjie sal gaan stilsit en bietjie dink oor dit. En daarmee saam, as jy daaroor dink, ook sê maar,
hoe kan dinge in my lewe anders wees? Hoe kan ek anders met mense praat? Hoe kan ek anders teenoor my vrou en my kinders optree? Hoe kan ek my kollegas anders behandel? Wat kan ek vir ander mense doen om hulle iets te laat ervaar hiervan? Daar was 'n mooi storieetjie wat iemand vertel het, en ek vertel dit nou maar net as 'n storie, maar dit het blykbaar regtig gebeur, maar ek kan nou nie die detail onthou nie, so kom ons vertel dit maar net as 'n storie van 'n sendeling wat hier in Afrika gaan sendingwerk doen het onder een van die Afrika stamme, en by sy hoofman het hy by die hoofman aangekom en vir hom verduidelik wat hy nou wil doen, en toestemming gevra of hy die evangelie aan hulle kan verkondig. Toe sê die hoofman vir hom, is reg, hy mag by hulle bly, maar hy mag niks van hierdie goed wat hy nou vir hom gesê het vir hulle vertel nie. Sê nie, is reg, hy sal dit doen, hy sal net by hulle bly, en hy het sy lewe lank by hulle gebly, en onder hulle gewoon. En hy is uiteindelik dood, en hulle het hom begrawe daar, en die sendingorganisasie stuur toe 'n nuwe sendeling. En die sendeling kom toe ook by die hoofman, wat nou al bietjie oud was, en so aan, en die hoofman sê vir hom, maar goed, julle het nou iemand al hier gehad, maar vertel my nou maar net 'n bietjie meer oor hierdie Jesus wat julle eintlik, wat ek nog gesê het, jy my nie van mag vertel nie, vertel my net so 'n bietjie meer van hom. En die sendeling gebruik toe nou die geleentheid, en hy vertel vir die hoofman wat aangaan, en toe hy so eind weg is, toe stop die hoofman om te sê, maar hy verstaan nie, hoe wil jy my van iemand kom vertel wat ons so rukkie terug begrawe het? En hy bedoel toe daardeur, maar alles wat jy my nou vertel, het ek eintlik gesien in die man wat voor jou hier was, alhoewel hy nooit die evangelie eksplisiet deur sy woorde aan ons verkondig het nie, maar deur sy lewe het hy vir ons gewys wat dit beteken om Christen te wees. En ek wil hê mense moet daardie ding vat uit hierdie boodskap, of ten minste uit hierdie artikel uit. Sjoe, dis mooi. Dr. Pieter van Deventer het 'n baie insiggewende artikel geskryf, genaamd Hiernamaals, wat sal ons wees en wat gaan ons doen? Wat gaan oor die Christelike siening van die hiernamaals en wat dieper delf as die populêre idees van wolke en harpe? Kan Dominee hieroor uitbrei? Man, ja, kan lank daaroor uitbrei, want ons het vreeslike, kyk, Disney het mos vorm baie van ons idees oor dinge, en uiteindelik ook ons idees oor die hemel byvoorbeeld, en wat dit gaan wees en wat dit gaan behels. En ons het baie keer skeef getrek die idees daarvan. Byvoorbeeld, ons gaan engeltjies word as ons hemel toe gaan. En ons gaan op wolkies, soos jy nou sê, op wolkies rondvlieg of rondsit, en daardie romantiese idee wat ons baie keer het oor die hemele. Maar wat Dominee Pieter gedoen het, is uiteindelik mooi diep gaan delf in die skrif, en op baie van hierdie goed gaan antwoord. Byvoorbeeld, word gelowiges engele, kom jy voor 'n goue poort te staan, is daardie konsep iets wat ons uit die Bybel uitkry, die hele ding van die wolkies en die harpe ensovoorts, kan mense wat in die hemel is, byvoorbeeld kommunikeer met mense wat nog op die aarde is, gaan ons net rondstaan en niks doen nie, of gaan ons net sing in die hemel? Dit is alles vrae wat mense baie keer het, want soms klink die hemel vir 'n mens, of dan die nuwe hemel en die nuwe aarde, want ons moet ook verstaan, die hemel is ook nie ons eindbestemming nie, die nuwe aarde en hemel wat geskep gaan word, dit is ons eindbestemming waar ons gaan wees. Maar mense het baie keer hierdie idee, maar dit is eintlik maar 'n baie vervelige storie, want jy gaan heeldag koor sing, en jy gaan heeldag, jy weet net, niemand van ons hou eers so baie van musiek nie, nou moet ons heeltyd met musiek besig wees en die dinge, maar iets wat ek net wil sê, is dat 'n mens, as jy 'n idee wil hê van wat jy gaan doen in die hemele, dan dink ek die beste plek om te begin kyk, is nie Openbaring nie, maar Genesis. Genesis 1 en 2. Veral Genesis 2. Nee, einde Genesis 1, begin Genesis 2. Hoekom? Want dit is voor die sondeval. Dis die paradys wat vir ons beskryf word. En die Here sê vir Adam en Eva, julle moet sekere goed doen. Hy gee vir hulle die tuin. Hy gee vir hulle opdragte van dinge wat hulle moet doen in die tuin. So uiteindelik as ons na daardie paradijstoestand terugkeer, dan gaan daar ook baie goed vir ons te doen wees. Ons gaan werk, ons gaan besig wees, ons gaan gelukkig net nie moeg raak of geïrriteerd raak of wil gaan vakansie hou nie. Dit gaan heeltyd soos 'n vakansie voel terwyl ons eintlik besig is om te werk. As ek kan stil staan by 'n artikel deur Dominee Lourens du Preez, en dis genaamd Hemel, Hel en die Tussentoestand, is daar 'n voorportaal tot die oordeelsdag. As iemand nou hierdie artikel sou lees wat dalk onseker is oor hul geloof, watter gedagte hoop Dominee sal by hulle vassteek? Wel, ek hoop dat die gedagte sal vassteek dat
daar nie onsekerheid by ons sal wees oor wat met my gebeur die oomblik as ek sterf nie. Want die Here Jesus se woorde aan die kruis vir die sondaar is daar eintlik vir ons baie deurslaggewend as hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit is 'n geweldige troos vir mense in hulle sterwensuur. Nie 'n gedagte van, ek gaan nou iewerster dood in die graf lê, al is ek nou nie bewus van tyd nie, en ek gaan wag totdat die oordeel kom, en eintlik weet ek nou nie hoe lank dit gaan vat, ensovoorts nie, maar vandag gaan jy saam met my in die heerlikheid van die Here ingaan. Vandag gaan jy die oorvloed van al God se seëninge beleef, en saam met my in sy teenwoordigheid wees. Al is dit nog nie in 'n finale vorm of 'n volledige vorm soos wanneer ons liggaam opgewek gaan word en met ons siele verenig word en ons op die nuwe aarde wat geskep word gaan leef nie, maar gaan ons reeds iets beleef in die teenwoordigheid van ons Here wat baie hemels is. Waarna anders kan lesers uitsien in hierdie uitgawe? Ons het probeer om 'n klompie aktuelle vrae wat mense baie vra in hierdie gedeelte of in hierdie uitgawe te antwoord. Nee, byvoorbeeld iets wat baie interessant is wat Dominee Janie Bishop aangespreek het, is die hele gedagte van vergelding van ons werke, want die Bybel skryf tog dat ons vergeld gaan word volgens ons werke. Ons word nie gered op grond van ons werke nie, maar daar is beloning vir ons werke. So hoe moet ons daaroor dink? Is daar verskillende vorme? Gaan party ouens 'n groter beloning hê as ander? Hoe werk dit? Kry almal dieselfde? Wat sê die Bybel daaroor? Dit is 'n interessante artikel. Die vraag oor byvoorbeeld herken ons mekaar na die dood? Is ook iets wat mense graag wil weet. Nee, dit is Dominee Nico Swart het daaroor geskryf. Is hemelbewoners bewus van aardbewoners, is 'n artikel wat ons op ons eie gedoen het. Die rede hoekom ek dit gedoen het, is dat baie mense, jy hoor baie keer mense sal sê, en hulle sal groot troos daaruit vind, gelukkig sien my pa of my ma wat nou hier gebeur, en in my kind se prestasies, of hoe ook al. En die hartseer is dat dit is baie keer vir ons meer werklik, meer van 'n troos as die feit dat ons hemelse Vader alles sien wat met ons gebeur, alles weet wat in ons lewens gebeur en vir ons beter sorg as wat 'n aardse pa of ma ooit vir ons sou kon sorg. So ons moet tog versigtig wees vir hierdie idees, want daar kan moontlike bewustheid wees, tot watter mate daardie bewustheid strek, is nie seker nie, die Bybel is nie heeltemal duidelik daaroor nie, dit lyk asof daar bewustheid is, maar dit moet nie vir ons groter troos gee as dat die Here oor ons die wag hou nie. En dan sommer net 'n interessante vraagie wat ek probeer antwoord het in een artikeltjie ook is, hoe oud gaan ons wees in die hiernamaals? Iets waaroor ek baie gedink het al. En so gaan lees dit gerus. Ek gaan nou nie die antwoord hier weggee nie, gaan lees die antwoord daarop, maar dit is nou een van daardie sake wat nou nie jou geloof gaan of jou redding gaan bepaal nie, maar is tog interessant, dit is tog lekker om daaroor na te dink. Hoe oud gaan ons wees? Gaan daar kinders in die hemel wees? Gaan daar ou mense in die hemel wees? Of gaan ons almal in die vleuer van ons lewens wees? Waar kan luisteraars 'n kopie van die boodskap red, sy digitaal of in 'n harde kopie vorm in die hande kry? As hulle graag op die harde kopie wil inskryf, dan kan hulle vir ons 'n e-pos stuur na boodskapper@apk.co.za en dan sal ons hulle help om te kan inskryf. Maar die maklikste manier is om sommer digitaal te lees. Gaan maar net na die App Stores of die Play Stores of al wat 'n winkel jy ook al jou toepassings by koop, en dan gaan soek jy die boodskapper se toepassing, laai hom af, installeer hom en dan kan jy lekker saam lees. Teen 'n minimale bedrag kan jy dan die hele uitgawe in die palm van jou hand hê, en die voordeel ook hê dat jy sommer ook na die opnames van die artikels kan luister as lees dat nou nie eintlik jou ding is nie. Baie dankie vir Dominee se tyd en dat Dominee soos altyd weer ingekom het om by ons te kom kuier. Dankie Liesel. Jy het saam geluister na Dominee Skalk Strauss, die redakteur van die boodskapper van die AP Kerk, op hierdie week se aflewering van Redakteursforum.